Ag Augustus, ons is duur gekoop. Ons word deur Christus se bloed geregverdig. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die troon. Romeine 5 vers 8 en 9. Christus het vir ons sonde voorsiening gedoen. Hy het al die smaad, verwyt en straf daarvan gedra. En tog, hoewel hy sonde gedra het, het hy ewige geregtigheid meegebring, sodat die gelowige voor God vlekkeloos staan. Maar daar is baie wat voorgee om kinders van God te wees, wat nog op ander dinge as net die bloed van Christus vertrou. Wanneer hulle aangemoedig word om hulle geloof geheel en al op Christus as volkome saligmaker te plaas, skemer dit deurdat hulle geloof aan iets heg wat hulle dink dat hulle kan doen. Hulle sê, ek moet nog baie doen voor ek geskik kan wees om na Christus te kom. 'n ander sê, as ek tot die uiterste alles gedoen het wat ek kan doen, dan sal die Here Jesus my te hulp kom. Hulle verbeel hulle dat hulle 'n groot hoeveelheid te doen het om hulle eie siele te red, en dat Jesus sal inkom om daardie deel wat kortkom aan te vul en om die afrondingswerk aan hulle verlossing te doen. Hierdie arme siele sal nie in God sterk wees totdat hulle Christus as 'n volkome saligmaker aanneem nie. Hulle kan niks tot hulle verlossing bydra nie. Die Israeliete moes die deurposte met die bloed van 'n geslagte lam bestryk, sodat hulle nie vernietig sou word wanneer die doodsengel deur die land sou gaan nie. Maar as hulle, pleks van hierdie eenvoudige daad van geloof en gehoorsaamheid te doen, die deur versper en elke voorsorg getref het om die vernietigende engel uit te hou, sou hulle moeite vergeefs gewees het. Toe die bloed aan die deurpos gesien is, was dit voldoende. Die verlossing vir die huis is verseker. So is dit met die verlossingswerk. Dit is die bloed van Jesus Christus wat van alle sonde reinig. Deur die verdienste van sy bloed kan u elke geestelike vyand oorwin en elke gebrek in die karakter herstel.